Welkom by episode 3 van ons reeks oor die vroeë kerk en ek is Dani Vermaak en ek sit saam met my kollega hier, ook teoloog Sheldon Graham. Sheldon, baie welkom. Dankie Dani. Dit is lekker dat ons saam gesels. Ons gaan 'n bietjie verder gesels oor hoe die vroeë kerk of die eerste eeuse gelowiges baie anders gedink het as wat die moderne gelowiges baie keer dink. En ons vat so 'n paar elemente wat eintlik verskillend is. So, ons nooi uit om saam met ons te gesels. Dit gaan nie oor beter of slegter nie, gaan nie oor reg en verkeerd nie, dit gaan oor dis anders. En miskien kan ons ook weer nuwe goed by die vroeë kerk of die eerste eeuse, of die eerste 100 jaar se gelowiges herontdek, wat ons weer kan volg. Nou, een van die belydenisse, Sheldon, wat ek weet vir die vroeë kerk verskriklik belangrik was, is dat hulle beleid, Jesus is die Here. Nou, hier moet ek dit in konteks net sê, as hulle die woord Here gebruik, vir baie van ons het dit amper soos 'n noemnaam geword in 'n gebed wat ons spreek en sê, Here sal u dat, soos ek met pappa of mamma sou praat of 'n onderwyser. Die woord Here beteken meester of eienaar. Eintlik herken ek, ons het die vorige episode daar gesels, eintlik herken ek is 'n slaaf van hierdie eienaar, van hierdie meester. Dis 'n meester-slaaf-verhouding eintlik. Nou, dis klink nou vreemd op die oor, moenie nou afskakel nie, maar wat beteken dit as ons sê Jesus is die Here? En Sheldon, wat ek vandag nogal agterkom, ek sê dit amper met trane in my oë, is dat Jesus is, en ek gaan nou verduidelik uit gebed uit ook, Jesus is baie keer, of dis persepsie wat ek het, nie vir my noodwendig die Here nie. Jesus is my persoonlike helper. Ander woorde, ek word amper half die meester en hy die slaaf. En ek stel dit baie radikaal, maar ek dink byvoorbeeld manier hoe ons bid, baie keer bid. En nou, daar's 'n spektrum van mense, nie almal bid so nou nie, maar luister 'n bietjie na mense se gebede. Dit is nogal baie fascinerend. Baie keer as mense bid ons, en ek het ook al so gebid in my lewe, vroeër in my lewe, en dan sê ek vir die Here wat hy moet doen. Byvoorbeeld, my boetie gaan op vakansie, ek sê, Here, sal U asseblief vir my boetie beskerm op die pad, dat niks sleg met sal gebeur nie. Hoor mooi wat hier gebeur is 'n versoek wat ek kom rig, ek glo God is magtig en hy is in beheer, ek kan iets doen, maar eintlik sê ek vir die Here wat hy moet doen. Asof die Here, ek kan my eie hart uitstort, ek kan vir hom sê wat my behoefte is, maar dit is amper asof ek vir die Here sê, Here, my boetie is my belangrik, persoonlik, belangrik, en ek wil graag jy moet veilig kom met die vakansie, maar ek weet, U kan dit doen, en daarom vra ek dit nou van U, maar baie keer in my kop, as ons mooi daar dink, kan jy weet van, ek het dit gevra, so ek hoop U gaan dit doen, asof ek vir hom die opdrag gee wat om te doen, of ons sal vir die Here in gebed uitdink wat hy moet doen. En ek wil eintlik baie keer om myself glo, Jesus is eintlik die meester. Die meester weet wat op hierdie plaas moet gebeur in hierdie lewe, die lewensplaas. Hy weet wat sy opdragte uitgedeel moet word, en wie moet wat doen. En ek moet eintlik van vra, my Here, wat moet ek vandag doen? Wat is my opdrag? Hoe moet ek lief hê? Wat moet ek doen? Maar in geval, dis my idee. So baie keer dink ek, in vandag se gelowige word Jesus soos 'n persoonlike helper, wat my broer moet help op sy reis op vakansie. Baie keer teenoor, maar ek behoort aan iemand. En ek moet eintlik vra, wat is my opdragte vandag, en die opdragte uitdeel nie. Wat is jou gedagtes hierop? Nee, ek stem saam, en ek dink ons moet ook net sê, daar's nie eintlik iets verkeerd daaraan nie. Dat jy kan Jesus as jou helper sien. Prof Dani het een van my professors altyd gesê, die Jesus wat jy bely en bid is eintlik die speelbeeld van jouself, waar jy sien wat het jy nodig. So in daai tyd. So dit is ook nie verkeerd nie. Hoe jy praat met Jesus, hoe jy nou in jou lewe omgaan met hom, en bid en jou geloof uitlewe, weerspieël eintlik wat jy nou deurgaan al baie keer en wat jy nou nodig het. En daar is nie verkeerd daaraan nie, want God skep ruimte vir dit ook. Maar soos jy nou gesê, dan verloor ons eintlik hierdie idee van Jesus as heerser. Dis net 'n funny storie wat ek vertel, iemand al my vertel het, hulle, en dis die negatiewe effek van baie keer, ons maak dit radikaal, eintlik hierdie goed as Jesus as helper, of Jesus is dit wat ek nodig het. Ek ken 'n verhaal van 'n persoon wat op verloving gestaan het met iemand anders. Hulle
sou verloof word, of die persoon het gevra, en toe sê sy op die einde van die dag vir die persoon nee, en die persoon se rede hoekom hulle nee gesê het is, want Jesus is my kerel, of Jesus is my man, soos ek is getrou aan Jesus, dis eintlik ek is getrou aan Jesus, en dit is baie radikaal eintlik, en dis die negatiewe effek, so dis net 'n vinnige, eintlik 'n snaakse storie, hierdie goed word baie geradikaliseer in ons lewe. Ja, na uiterste. En so ons moet besop vir dit, en ons moet die ander kant ook, ons glo nog steeds Jesus is heerser, is koning, is meester. Nou meester word vandag gesien as 'n baie negatiewe ding, maar dan moet ons ook verstaan hoekom die mense in die Bybel, veral iemand soos Lukas, hou van om Jesus Here of meester te noem, want jy het nie 'n opsie gehad daai tyd nie, jy het 'n meester gehad, en die groot meester destyds was die keiser gewees. So hy was jou Here gewees. Hy was jou meester, jy was sy slaaf. Jy was 'n slaaf aan die Romeinse Ryk. Of jy daarvan gehou het of nie, jy was. En hier kom die vroeë Christenbeweging en hulle sê, wel nee, nie meer nie. Dis nie die keiser nie. Dit is nie nou meer die keiser nie. Jesus Christus is nou my meester. En dit is hoe veral iemand soos Lukas vertel baie mooi oor hoe hy dit verander, want die storie wat veral prominent staan in Lukas voor Jesus gekruisig word, en homself, hy verkondig homself aan as koning of die seun van God, in die verhaal Lukas kondig hom aan, en dan die laaste ding wat hy doen met sy disippels voor hy doodgemaak word, is wat? Hy was hulle voete. Die meester, die Here kom, en wie het voete gewas in daai tyd, soos ons nou al gepraat het van, die mense was nie skoon soos ek en jy nie, hulle het nie elke dag gestort of gebad, en hulle het nie 'n warm geyser gehad en water gehad nie, so hulle was vuil geweest, en die vuilste gedeelte van jou was jou voete geweest, so die ding wat hulle heel eerste gewas het, as hulle in 'n gebou ingekom het, was hulle voete gewees. En jy kan nou nie dink, niemand wou daai werk gedoen het nie. So wat het die mense gedoen? Hulle het slawe gekry om dit te doen. So 'n slaaf, daar was slawe aangestel om jou voete te was. En hier kom Jesus, wat doen Jesus? Die meester, die Here, die seun van God, kom, en hoe tree hy op? Eerste vra hy, wie gaan hulle voete was, of daar word gevra tussen sy disippels, en jy kan lees in die teks, Lukas haal eintlik die disippels uit, want hy sê, hulle trek eintlik hulle neuse op vir hierdie werk, want hulle is mos nou nie slawe nie, en hier kom Jesus, en wat doen hy? Hy trek sy boekleed uit, en hy maak homself soos 'n slaaf. Dit is die meester, dit is die Here, wat die vroeë Christene in bely. Een wat homself maak soos 'n slaaf, een wat homself maak as die minste. Dit is die een wat hulle kies. En dit is eintlik wat ek en jy vandag ook daaruit kan leer. Soos ons ook in die vorige episode gesê het, is ons almal is 'n slaaf tot iets. Iets sal altyd ons meester wees. Maar ons kan vandag kies, as ons bely dat Jesus ons meester is, as Jesus is ons Here, dan kan ons optree soos wat hy opgetree het. So, dit is nogal mooi as Jesus, as ek dink in sy woorde, as hy praat van wie van julle die belangrikste wees met die minste word, daai tipe van ding. En 'n leierskap in moderne tyd, gaan dit oor hoe groot is jou kerk, hoe bekend en prominent is jou dominee of pastoor in die omgewing of op TV of waar ook al. Is dit gewoon oor naam, brand, status, is elke maar vorm van mag 'n bietjie, en Jesus wys eintlik die teendeel. Dit is nogal lekker is eintlik so 'n kantlyn opmerking wanneer 'n mens baie keer vergaderings hou, ook met baie ander dominees wat selfs in die platteland of kom nie die stad uitkom nie, wat jy ontmoet, jy is ongelooflike nice dominees en mense, jy het soveel respek, jy dink, jy sal hier na hierdie ou kon luister, is definitief so. Maar as jy praat oor Jesus is die Here, is dit definitief op vele vlakke. Nou, vir ene is, soos jy sê, is die erkenning van Jesus my koning, hy is my eienaar, my baas, my meester, en ek behoort aan hom.
dis die een vlak, maar aan die ander kant, dit was subversief geweest teenoor die Romeinse ryk, en wat eintlik wil ondermyn, sê maar, dis nie die keiser nie, soos jy sê. En daai om te sê, Jesus die Here het jou lewe gekos. Ja, dit is soos ons die vorige episode genoem het van die tekens wat hulle gehad het. Dit is so erg, hulle het die visteken gehad, so jy het nie altyd gesê jy is 'n Christen. Die vroeë Christene het nie met mekaar gekommunikeer en gesê, hey, ek is 'n Christen, hey, jy's 'n Christen nie. Hoe jy eintlik geweet het, 'n persoon is 'n Christen is, jy het die een helfte van die vis getrek in die sand. En as die persoon waarmee jy nou wil praat of wat jy nou dink is dalk 'n Christen, die ander gedeelte van die vis trek, dan weet jy jy's veilig om met hierdie persoon te praat, want hy is ook 'n medegelowige. Ja. Waar as jy dit voor iemand getrek het en hulle het nie die vis voltooi het, jy geweet jou lewe is heel waarskynlik in gevaar voor hierdie mense. Ja, hy het nie idee van Hulle het van nie wie jy idee nie, volg en ja, waarvan ja, jy deel is nie. Ja, dit is nogal baie interessant. Wat beteken dit vir jou, as jy vandag dit persoonlik sou maak, as jy bely, Jesus die Here is, dis meer as net 'n dogma, dis meer as net 'n belydeniswoorde, dis meer as net 'n geloofsuitdrukking. Wat beteken dit vir jou? Vir my beteken dit, as ek, dan moet ek bereid wees om die pad te stap wat Jesus self ook gestap het. En ek dink dit is waar nie ons groot probleem inkom nie, maar as ons sê Jesus is Here, want dit is ook nou, soos ons gesê het, dit was 'n teenreaksie teen die Romeinse ryk in destyds gewees, in die Bybelse tyd van, ons gaan nie sê hy is ons Here nie, Jesus is ons Here, maar dit beteken dat alles wat ek doen, weerspieël my meester. Dit is ook 'n groot ding, want as jy bely het, jy is deel van die Romeinse kyk, en die keiser is jou heerser, hy is jou meester, dan beteken dit alles wat jy doen, hoe jy optree, weerspieël die Romeinse ryk. Jy is 'n verteenwoordiger van die Romeinse ryk gewees. Nou sê ons bely Jesus as ons Here. So ek's nou 'n verteenwoordiger van sy koninkryk, van hoe hy lewe. So ek moet bereid wees, as ek sê Jesus is my heerser, moet ek bereid wees om hom te weerspieël in my dag tot dag lewe ook, in elke besluit wat ek neem, en hoe ek met mense praat. Dit is wat dit vir my persoonlik beteken, en dit is nie maklik nie. Nee. En ons weet dit is nie maklik nie, maar ek het 'n groot daar's 'n verwagting op ons as Christene. Wel, daar kom 'n verwagting na ons toe, elkeen as ons bely Jesus is ons Here, dat ons nie dit net kan sê nie, omdat ons dit moet uitleef ook. Ja. Ons verteenwoordig nou God se koninkryk op aarde self ook. Ja. Daar's nog 'n uitdaging. Ek onthou toe ek student was, ook teologie geswat het, dat ek het so 'n oud kruisie gehad wat my karretjie gehang het. Waar staan Jesus en ek gevoel ek lewe radikaal, ek is baie lief vir hierdie Jesus, en mense moet weet, hy is my die belangrikste. So ek het in my kar gehang. En dan, as jy stil by die robot, dan staan die mense op jou kar eerste af, want jy is most probably like die persoon wat eerste gaan gee. En ek daai staan al geweet, ek was by Middelstad Evangelisasie nogal betrokke gewees op daai staan my Kruispad koffiehuis, en geweet van wat mense met die geld maak en moeilik is, en dit beter is vir hom by shelter in te skakel. So jy kan mense spreek van die walle van die sloot help nie, die kloos te gee. So ek besef maar, dit maak dit vir die mense moeilik, en as jy nie gee nie, dan dink hulle maar, laat assosieer met Jesus, want soos jy verteenwoordig Jesus. Dis nou needless to say, van al die foute wat jy op die pad maak, mense gaan ook assosieer met hierdie Christen, 'n drywer. So ek het op 'n stadium, ergens my studies, latere jare het ek hierdie kruisie afgehaal, net om vir Jesus 'n slegte naam te gee nie. Maar dit is nie net op die pad nie, soos jy sê, dis 'n uitdaging in my lewe daagliks, hoe ek saam met mense lewe, vir hoe om te lewe, sodat ek kan sê, maar Jesus is my meester. En ek het by hom geleer, en ek wil oefen wat hy sê, hy is die een wie ek volg, nie andersom nie. Okay, goed, so, dis definitief so, en jy sê, daar is definitief plek vir Jesus as 'n persoonlike helper, en ek hoor jou, en Jesus is ook persoonlik, maar ons gaan so 'n bietjie volgende keer, gaan ons gesels oor hoe Christene se lewens
geskuif het van die vroeë kerk van ons is 'n gemeenskap van gelowiges wat saam aanbid, wat saam identiteit het en saam Jesus volg teenoor 'n individualistiese geloof, ene van 'n jy Sheldon stilte tyd het jy Bybel gelees en wat gaan jy eendag vir die Here sê as jy voor hom verskyn in die hemel? So ons nooi uit, ek en Sheldon kan gesels saam met ons, luister saam en kommunikeer met ons. Baie van julle het ons nommers. Volgende episode 4 gaan ons gesels oor gemeenskap versus individualisme. Hoe dit gebeur, hoe die skuif plaasgevind en wat se impak het dit op ons as geloofsgemeenskap en op die manier hoe ons Bybel lees. Ja. Ons gaan daar gesels. Sheldon, baie dankie vir jou tyd. Dankie, Dani. Waardeer dit.